Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Nou, daar staan nie dat ons hulle vergeet nie, maar eerder dat hulle eie herinneringe of nagedagtenis nou vergete is. Satan het ook gejok deur te sê dat Adam en Eva soos God sal wees. Hy het hiermee bedoel dat hulle so magtig soos God sou word. En tot vandag toe probeer mense steeds om 'n tipe God te wees. 'n God wat almal wil hiet en gebied en oorheers en selfs hulle eie wette wil maak. Wette wat gereeld die teenoorgestelde van God se wet is. Daar's byvoorbeeld vandag skokkende mensgemaakte wette wat vir 'n vrou toestemming gee om haar ongebore babatjie deur middel van 'n abortus dood te maak. Maar God se wet sê baie duidelik, jy mag nie moord pleeg nie. Dit is dus geen wonder dat Jesus Satan as die vader van leuns beskryf het nie. Jesus sê verder dat daar geen waarheid in hom is nie en dat lieg deel is van sy karakter. Trouwens, Satan is so 'n algehele leenaar dat hier, in die eerste opgeskrewe leuen in die Bybel, Satan self so voorbarig is om te insinueer dat God self 'n leenaar is. Jesus beskryf Satan verder as 'n moordenaar van die begin af, omdat Satan se leuns nie net tot die dood van Adam en Eva gelei het nie, maar ook die dood van alle mense van daardie tyd af, weens Satan se misleiding in die tuin van Eden. Dit maak Satan die ergste massamoordenaar van alle tye. So erg dat hy dit selfs reg kry om mense te oortuig dat dit aanvaarbaar is om 'n ongebore lewendige babatjie in 'n mamma se baarmoeder dood te maak. Baie belangrik, slegs God, wat die lewegewer is, mag besluit wie leef en wie nie.